Daar is 'n vreemde teenstrydigheid in ons wêreld vandag. Ons kan binne sekondes met duisende mense verbind. Ons stuur boodskappe, deel foto's, praat oor afstande heen. En tog voel miljoene mense meer alleen as ooit tevore. Ons het meer kontakte, maar minder mense wat werklik langs ons staan. Meer volgelinge, maar minder vriende. Meer gesprekke, maar minder mense wat ons hart ken. Want die menslike hart was nooit gemaak vir oppervlakkige verbindinge nie. Ons is geskep vir ware gemeenskap, vir mense wat saam met ons stap, saam met ons huil, saam met ons bid en saam met ons God volg. Die Bybel gee vir ons een van die mooiste verhale van ware vriendskap. Die verhaal van Dawid en Jonatan. Nadat Dawid vir Goliat verslaan het en in die paleis van koning Saul ingebring is, kon Jonatan maklik jaloers geword het. Dawid was immers die man wat die mense begin bewonder het. Dawid was die een oor wie almal gesing het. Maar Jonatan kies teen jaloesie. Hy kies vir liefde. Nadat Dawid klaar met Saul gepraat het, het Jonatan baie geheg geraak aan Dawid en hom lief gekry, soos homself. Ware vriendskap word nie gebou wanneer ons probeer om bo iemand anders uit te styg nie. Dit word gebou wanneer ons bereid is om iemand anders te eer. Jonatan het sy eie posisie prysgegee. Hy het sy mantel, sy wapen en sy gordel vir Dawid gegee. Met hierdie eenvoudige daad het hy gesê: ek is nie hier om met jou te kompeteer nie. Ek is hier om saam met jou God se plan te leef. Dit is die hart van Bybelse vriendskap. 'n Ware vriend trek jou nie af of weg van God af nie. 'n Ware vriend help jou om nader aan God te beweeg. Dawid en Jonatan het vir mekaar gewys dat lojaliteit sterker is as aanslag, dat liefde sterker is as selfsug, dat 'n verbond sterker is as omstandighede. En hierdie soort gemeenskap was nie net iets vir die Ou Testament nie. In die vroeë kerk het gelowiges mekaar se laste gedra. Hulle het nie net gesê, ek sal vir jou bid nie, en dan weggestap nie. Hulle het gebid. Hulle het opgedaag. Hulle het saam gestaan. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid. Dit is die kerk soos God dit bedoel het. Mense wat mekaar dra, mense wat mekaar lief het, mense wat Christus se hart aan mekaar wys. Want Jesus self is die grootste voorbeeld van 'n vriend. Hy het nie net met woorde liefde gespreek nie. Hy het sy lewe gegee. Hy het nie net naby mense gestaan in hulle vreugde nie. Hy het hulle pyn gedra. Hy het nie net met beloof om getrou te wees nie. Hy het 'n kruis gedra om ons nooit alleen te laat nie. Vandag vra God dalk vir jou: is daar iemand wat jy nodig het om lief te hê soos Jonatan vir Dawid lief gehad het? Is daar iemand wat jy moet bemoedig, ondersteun of langs wie jy moet staan? En dalk is jy die een wat vandag 'n vriend nodig het. Moenie jou hart in isolasie wegsteek nie. God het ons geskep vir gemeenskap. Want ware vriendskap is meer as net saam tyd spandeer. Ware vriendskap is om saam die pad na God te stap. Jy stap dit nie alleen nie.